Broers en susters, ons lewe in 'n tyd van geweldige veranderings. Baie van hierdie veranderings word gedryf deur tegnologiese ontwikkelings en hoe meer tegnologie ontwikkel, hoe meer internasionaal word lande. Met ander woorde, lande wat dan deel in tegnologiese ondervinding, ontwikkelings ensovoorts word baie meer dieselfde en baie minder soos hulle was tradisioneel of in hulle verre geskiedenis. En so het Suid-Afrika die afgelope 30 jaar bekend gestel en blootgestel aan baie praktyke uit die buiteland. En baie van hierdie of sommige van hierdie eienskappe van daardie lande, deel van hulle kultuur. Kultuur is maar dit wat 'n mens doen, dit wat jy gewoond is om te doen, dit wat ons doen, ons taal, ons gewoontes, dis ons kultuur, ons land se kultuur. En baie van hierdie aspekte van die buiteland het intussen in ons land aangekom en ook gevestig geraak. Met ander woorde, deel van ons nuwe ontwikkelende, steeds ontwikkelende kultuur. Ons het gekyk daarna byvoorbeeld deur die lens van verskillende godsdienste, die Amerikaanse welvaartsteologie, moslim godsdiens, ateïsme, hindoeïsme, boeddhisme ensovoorts. Deel van daardie godsdienste waai oor na ander lande en in Suid-Afrika is dit al gevestig. En dan gebruike of praktyke, onder andere het ons kyk na yoga, ons het ook gekyk na verrassing. Verrassing is nie Suid-Afrikaans nie, dit ontstaan uit die buiteland. Vandag is dit so deel van ons land en kultuur dat ons besef nie dit kom uit ontstaan in die ander lande in die buiteland. En so het Suid-Afrika se kultuur internasionaal geword. En van hierdie nuwe veranderings, invloede, praktyke kom by ouers uit in die vorm van uitdagings. Nuwe uitdagings in terme van hulle kinders. Wat moet hulle vir hulle kinders vertel? Is dit goed? Is dit sleg? Wat is ons taak as ouers ten opsigte van ons kinders wat hierdie vreemde, vir ons vreemde, geskiedenisvreemde praktyke wanneer dit daarby kom? Dan vra ouers baie keer na antwoorde in die Bybel en het die Bybel 'n antwoord? Ja, die Bybel het vir alles 'n antwoord, my broer en suster. Soos vanoggend se onderwerp, en ons gaan kortliks stil staan by een van hierdie vreemde invloede wat tot my verbasing en baie van julle se verbasing in Suid-Afrika glad nie meer vreemd is vir baie mense nie. Om die waarheid te sê, in ons westerse wêreld, Wes-Europa, Afrika en Amerika is westers, Asië is oosters, baie ander kulture. Ons het soort van 'n sambreel term vir daardie lande se kulture. Ons praat van oosterse invloede. En hierdie invloed wat ek van praat is die reïnkarnasie. Wat is reïnkarnasie? Reïnkarnasie is die geloof, en dit is my nogal verbasend. My navorsing het my uitgebring by die feit dat deur die bank in die oosterse lande in Asië glo hulle in reïnkarnasie. 'n Mens word oud, herhalend gaan jy dood en word jy hergebore. Jy gaan dood en jy word hergebore. En as jy doodgaan en jy word hergebore, weet hulle nie in watter vorm nie. Dis nie eens dat jy weer 'n mens word nie. Jy kan 'n kat word of 'n dier of 'n koei of wat ook al. Jy kan 'n slegte mens word. Jy kan 'n mens word wat in 'n lae klas weer gebore word. Jy kan 'n mens word wat in 'n hoë klas gebore word. Dit is reïnkarnasie, verskillende liggame. En as gevolg van die algemene geloof in reïnkarnasie wêreldwyd is dit al gevestig. Daar is baie lande waar gemeente lidmate vir jou deur die bank sal sê, maar as ek vir hulle vra, is reïnkarnasie Bybels, sal hulle vir jou sê ja. En ons gaan kyk na die Bybelse argumente wat hierdie mense aanvoer om te ondersteun dat reïnkarnasie waarheid is. Ek gaan by 'n hele paar van hierdie gedeeltes stil staan. Ons is eerstens by Jeremia 1 verse 4 tot 5. Jeremia 1 verse 4 en 5. Die woord van die Here het tot my gekom. Die my is Jeremia. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het ek jou bestem. En hier sê die mense, kyk hierso.
daai vers bewys ons vir jou, reïnkarnasie is die waarheid, daar is so iets. Kom ons kyk na vers 5, nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken, en voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. My broers, dit hier vers word verdraai, vir al 5a, nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Dan sê die mense, maar dit wys toch duidelik vir jou. Voordat Jeremia gebore is, het die Here hom geken. Maar in ander woorde, as die Here hom geken het voor hy gebore is, moet hy mos in 'n ander lewe gehad het. So het 'n ander lewe gehad, en die Here het hom geken tydens daai ander lewe, en toe is hy dood, en nou is hy gebore, en hoe oud word hy, en skielik sê die Here vir hom hierdie, hy sê vir hom wel, ek roep jou tot 'n profeet, ek het jou geken in jou vorige lewe. Dis basies hulle argument om te staaf dat dit bestaan. My broers en susters, as ons lees hierdie verse in die konteks van die res van die Bybel, dan verstaan ons dit as Christene deur die bank anders. Wat ons hier sê is, dit is die toekoms waarna die Here verwys, nie die verlede nie. Met ander woorde, omdat die mense wat in reïnkarnasie glo, glad nie gode het, wat almagtig is, alwetend, lewend, heersend, dit bestaan nie vir hulle nie, kan hulle nie die kloutjie by die oortjie uitbring nie. Hulle kan nie hierdie verse uitbring by die persoon wat dit sê, en dis God nie. In die res van die Bybel vertel vir ons en demonstreer vir ons deur baie voorbeelde dat die Here is alwetend en almagtig. Met ander woorde wat hierdie vers sê is, ek is so almagtig, sê die Here, ek weet wie jy gaan wees nog voordat jy gebore is. Ek weet hoe jy gaan uitdraai as 'n volwassene. Ek weet wat 'n tipe van persoon jy gaan wees voordat jy gebore is. Yikes. Hoekom? Omdat die Here elke mens wat hy roep, elke Christen, se lewe stuur vandat hy gebore is. Om uit te kom by daai persoon wat die Here jou ontwerp het om uit te kom. In ander woorde, wat die Here eintlik sê is, my ontwerp vir jou was daar voordat jy gebore is en nadat jy gebore is, het my ontwerp, my plan vir jou lewe, eenvoudig jou gevorm totdat jy daar uitgekom het waar jy uitgekom het. En dis die geval met almal van ons. Dis die geval met almal van ons. Die Here kondig net nie aan nie. Hy sê net nie vir ons, Pietie, hier is my plan vir jou lewe. Ek wil net jy moet weet voor ons nou begin. Nee, dit gebeur in die agtergrond. Dit ontvou, maar die Bybel vertel vir ons, dis die Here se plan vir ons lewens, waar ons is, wie ons is, wat ek is, al my omstandighede en wie ek is die Here se ontwerp. Hy het dit gedoen deur die ouers wat hy my gegee het, die plek waar ek gebore is, my omstandighede en so weer en so meer. Die Here het geweet, hierdie man gaan 'n getroue profeet wees, ek kan hom aanstel. En die Here hiermee stel hom aan Jeremia bekend, met die intrapslag om vir hom te sê, ek wat jou roep, is 'n almagtige God. Hoekom? Lees die res van Jeremia. Hy het dit nodig gehad. Sies tog, daai man, hy het swaar geleef. Een van die profete wat die swaarste geleef het, broers, is in die laaste jare van Israel se bestaan voordat die Here hulle weggevoer het ballingskap toe. Hy het 'n swaar roeping gehad, arme Jeremia. Alleen die Here weet wat die toekoms gaan gebeur en hy weet wat jy uitdraai. Daarom sê die Here, ek het voor die tyd geweet. Dis glad nie sprake van reïnkarnasie hier nie. Maar kom, ons gaan die prentjie bietjie verder en verder invul. Ons is by Johannes 9:1 vers 3. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra vir hom, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Daar sê die reïnkarnasie skare, hier's nog Bybelverse wat bewys reïnkarnasie is waar. Hoe sit dit die versie wat hulle uithaal is vers 2. En veral die woorde, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Met ander woorde, in hierdie man se vorige lewe, sê die reïnkarnasie mense,
in hulle vorige lewens. Wie het so sleg en boos gelewe dat hierdie man nou gesondig word? Is dit hy? Het hy in sy vorige lewe so boos gewees dat die Here hom nou straf in hierdie lewe met blindheid? Of was sy ouers in hulle vorige lewe of in hulle huidige lewe? Maak nie saak nie. Was hulle so boos dat die Here vir hulle en vir hom gestraf het deur hulle 'n seun te gee wat blind is? Dis die reïnkarnasie argument. Wat is die waarheid? Die waarheid is vers 3. Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig. Daar's nie sprake van sonde hier nie. Daar's nie sprake van 'n vorige reïnkarnerende persoon of dit die man of sy ouers is nie. Nog hy of sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Hy's blind sodat ek kan kom, gestuur deur die Vader om hom te laat sien. Dis hoekom daai mense wat Jesus almal genees het, so was. Hulle was spesifiek so vir die Here om vir Jesus te stuur sodat Jesus kan demonstreer hy's God. Dis alrede. Daar's nie sonde per straat. Geen vorige lewe nie. Ons is by Matteus 11. Dis 11 vers 13 en 14, want al die profete en die wet tot en met Johannes het daaroor geprofeteer. En as julle dit aanvaar, hy is Elia wat sou kom. Want al die profete en die wet tot en met Johannes het daaroor geprofeteer. Maak nou nie saak vir vandag se preek waaroor die daaroor gaan nie. En as julle dit wil aanvaar, wie's hy? Johannes die Doper. Johannes. Hy is Elia wat sou kom. Daar's hy. Dis mos reïnkarnasie. Hoe dan nou? Johannes, hy is Elia. Sê hulle. Sien julle? Johannes was Elia gewees. Daar staan dit. Wie is Elia? Elia is 'n profeet jare gelede toe hierdie woorde gepraat is. Was 'n profeet jare gelede in die Ou Testament, honderde jare gelede. Lees ons van Elia, hy het baie wonderwerke gedoen. Hy was 'n baie bekende profeet in die Ou Testamentiese geskiedenistyd van Israel. En nou sê hy, die twee is dieselfde. Die twee is dieselfde. Dis een en dieselfde punt hierso. Hoeveel die antwoord kry ons in 'n volgende gedeelte. Ek is by Johannes 1 19 tot 21. En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode, priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het om hom te vra. Heel moontlik was hy by die Jordaanrivier, dis waar hy was, hy het mense gedoop, né? Johannes die doper. Die getuienis van Johannes, dis wat hy gesê het, toe die Jode, priesters en leviete uit Jerusalem na hom toe gestuur het om hom te vra, wie is u? Hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wat dan, is u Elia? En hy sê, ek is nie. Met ander woorde, ek is nie Elia wat nou Johannes die Doper geword het nie. Ek is nie gereïnkarneer nie. En hy sê, ek is nie, is u die profeet? Dis die Messias wat sou kom? Nee, want die Bybel leer vir ons, en ons verstaan, hy was die voorloper. Is hy die profeet? En hy antwoord, nee, die profeet is in die Ou Testament voorspel, as sou kom en sou doen wat Jesus gedoen het. Is hy die profeet? Nee, Jesus het gekom as die profeet. Nee, sê hy, en hy antwoord nee. Daar kry ons in Johannes 19 direk die vraag en die ontkenning. Die mense wat Bybelversies skryf en broersuster, ek het die afgelope laasweek weer daarmee te doen gehad. 'n Lidmaat vra my van 'n ander gemeente, sê my dominee, gaan kyk 'n bietjie na Eben Swart se video's, sê vir my wat is wat. Want van die goed gaan goed af en ander goed is ek nie seker van nie. Toe ek gaan kyk na al die goed wat Eben Swart op die internet geplaas het, dis 'n ou skynat onderwyser. En van die goed is in die kol, hy het byvoorbeeld video's oor Hebreë wortels, dis mense, hulle staan ook bekend as Israel Visie, ons het 'n gemeente van hulle nie ver van ons af nie, hoor, tussen Danoskuil en Kuruman.
is daar so 'n gemeente. Hulle staan bekend of Israel visie of Hebreëse wortels, Hebrew roots. Wie's hulle? Hulle gaan terug na die Ou Testament in hulle lewe soos daai Israeliete. Hulle praat nie van die Here nie, hulle praat van Jehovah, Yahweh. En hulle gebruik die Hebreëse Ou Testamentiese terme. Hulle probeer soos daai mense lewe. En hulle sê ons is afstammelinge van daai Ou Testamentiese Israeliete. Ons is hulle afstammelinge. Klomp twak, skus. So, en toe kyk ek na die video's. En sy video daarvoor is heeltemal in die hak, maar dan het hy 'n video oor demoniese sielskopieë. Demoniese sielskopieë. Mense wat demone het, 'n skopie van mense van wie daai demone afkom. So, mense wat demone is, en daar's baie mense wat demone het. Baie. Dis nie snaakse mense, as hulle snaaks of eienaardig is, dan het hulle demone nie. Nee, hulle is 100% normaal, jy gaan nie agterkom nie. Jy gaan nie agterkom as iemand 'n demoon het nie, want dis die nommer 1 funksie van 'n demoon. Hy tree so op dat jy hom nie agterkom nie. Want as jy hom agterkom, is hy in gevaar dat jy hom kan uitdryf. 'n Demoon, miskien slag weer oor demone preek. Demone sielskopieë. Nee, dis absolute louter twak. Ja, mense wat demone het, as hulle doodgaan, gaan die demoon uit sy liggaam uit bly agter en hy soek, sê die Bybel, na 'n nuwe huis, tot hy 'n persoon kry wat nie 'n Christen is nie, wat nie verseël is deur die Heilige Gees nie, gaan bly in daai persoon. Gewoonlik is dit mense wat gewoonlik alreeds 'n demoon het. Jesus het op 'n kol wat 12 demone uit 'n persoon uitgedryf. Die punt wat ek wil maak is, net soos met daardie sielsdemone, gryp mense na Bybelversies. Wat 'n Bybelversies? Die Here maak sy kennis aan sy mense bekend. Dis een van hulle versies. So, die Here maak nou sy kennis aan jou bekend, en nou weet jy van demoniese sielskopieë, maar ander dominees maak hy dit nie bekend. En ander verse gebruik hulle algemene verse wat hulle op hulle self wil van toepassing maak. En dis wat mense ook doen wanneer hulle wil reïnkarnasie goed praat. Hulle gryp net hier en daar wat hulle voel, dit kan hulle saak verstewig, en hulle soek nie verder nie. Hulle gaan nie verder soek nie, want toe, sê nou maar, ek soek baie goed genoeg, net nou kry ek versies wat vir my sê ek's verkeerd. En dis hoekom ons wat deeglik deur die Bybel gaan, kry telkens die waarheid op die leuen. En ons tyd is 'n tyd van leuns. Daar was nog nooit so tyd, glo ek, in hierdie aarde wat die leuen so oorheers het soos vandag nie. Dis iets verskrikliks. Goed, ons is by die volgende geleentheid, laaste skrifgedeelte wat die reïnkarnasieskare aan vashou, en dit is Hebreërs 9 vers 27. Die finale argument van die mense is, hulle sê, julle Christene glo mos in die opstanding uit die dode, nê? Nee. Ja, absoluut, ons glo, dis een van ons hoekstene, ons deel van ons basis geloofsfondament, is dat die opstanding kom. Almal van ons gaan uit die dode opstaan, daarna gaan ons die oordeel tegemoet, daarna gaan ons hemel toe, vir ewig by die Here. Dan sê die mense, maar kyk, as jy dood is en opstaan, is dit ons bewys van reïnkarnasie. Wel, die eerste argument is, die Bybel sê, wanneer ek opstaan uit die dode, gaan ek dieselfde liggaam hê. Ek gaan lyk soos ek nou lyk. Dis dieselfde. Reïnkarnasie sê, nee. Reïnkarnasie, saam met reïnkarnasie, gaan hand in hand. Transmigrasie. Bedoelende, wanneer jy doodgaan, glo daai mense, weet jy nie watter vorm jy gaan weer lewe nie. Jy weet nie. Jy kan dit nie bepaal nie. Jy kan dit nie weet nie. Jy gaan net sien as dit gebeur. En transmigrasie beteken dan,
Baie van daai mense glo hulle word diere. Jy kom as 'n dier, dan gaan jy dood as 'n dier, dan wie weet, miskien word jy weer 'n mens, miskien weer maar word jy nog 'n dier en weer 'n dier. Dis iets wat hulle nie kan bepaal of beheer nie. Dis transmigrasie. Ons sê nee, daar's nie so 'n ding as jy opstaan die dode, daar's nie transmigrasie in 'n dier nie. Almal van ons word mense soos ons was. Al verskil is die ding is anders. Hy's ewig. Hy's permanent. Hy sal nooit verslyt hierdie nuwe liggaam. Dis nie vlees en bloed nie. Die eerste ding wat ek gaan doen is ek uitstaan, ek gaan kyk na hierdie nuwe ding van my. Ek baie belangstel. Gaan hy blink, gaan hy nie blink nie? Hoe gaan hy? Gaan klere hy nie klere hy nie? Ek weet nie. Ons weet nie. Ons weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie. Daarom is ek ekstra nuuskierig seker maar. Ek is 'n baie nuuskierige persoon. So. Nee. Daar's nie so 'n ding soos transmigrasie nie. Daar's so 'n ding soos reïnkarnasie nie. Wat leer ons in die Bybel vir ons broers en susters? Ons lewe net een keer. Ons lewe nie en sterf aan mekaar nie. Opstanding uit die dode is nie in reïnkarnasie nie. Die reïnkarnasie glo daai mense is hulle hoop dat jy beter gaan aan die ander kant uitkom. Daarom motiveer dit hulle om as 'n persoon 'n goeie lewe te lei. Hulle glo hoe beter 'n lewe jy lei, hoe beter is jou kans dat jy 'n beter mens aan die ander kant weer gaan hergebore word. Dan gaan jy miskien ook ryk gebore word en daar is miljoene der miljoene, veral Indië, nê, in Asië. Daar's 'n verskillende groot persentasie van brandarme mense. So dit motiveer hulle. Ons sê nee, ons het nie daai motivering nodig nie. Ons transgribeer nie, ek bedoel transmigreer nie. En ons opstanding uit die dode is in die hand van die Here. Dis sy beheer. Broers, dit is ironies en ek sluit af dat die stigters van die godsdienste wat glo in reïnkarnasie, aan die ander woorde Boeddhisme, die Hindu godsdiens, die stigters van daai godsdiens, die stigters van reïnkarnasie. Hoekom is dit dat daai mense teen vandag nog, en dis al seker honderde jare, hoekom is dit dat van daai mense nie weer as 'n mens gebore is nie? Ons moet tog weer van hulle hoor wat sê, hey, hier's ek nou weer. Hey, ek was Boeddha gewees. So 100 jaar gelede. Toe was ek 'n hond en 'n kat en 'n dier en 'n koei en toe is ek nou is ek terug. Hey, ek net vir julle almal sê, ek is terug, Boeddha is terug, hier's ek. Dis nou my 4de lewensvorm. Ek bewys vir julle reïnkarnasie werk. Dit ek vir julle vertel van my 2de lewe, my 3de lewe, my 4de lewe, sodat julle kan weet, hier's my julle bewys. Dit bestaan nie, broers en susters. Niemand kon ooit terugkom en sê ek was dit en almal oortuig. Daar's geen bewys vir reïnkarnasie nie. Nog belangriker, en ek sluit af, die Christelike leer, broers en susters, vertel vir ons die enigste manier om beter aan die ander kant uit te kom is die Here, nie aanhoudende hergeboorte nie. Jesus het vir ons gesterf sodat hy van ons beter mense kan maak. Sodat ons nie hoop hoef te plaas op iets wat ons nie beheer oor het nie. Ons plaas ons hoop in die Here wat in beheer is. Absoluut in beheer is van my lewe elke sekonde. Daai mense weet nooit watter lewensvorm gaan volgende kom nie. Dier of mens, arm of ryk. Ons het nooit sulke kommere nie. Die Here versorg vir ons. Hy gee vir ons alles, ons daaglikse benodigdhede, kos, voedsel, alles wat ons nodig het elke dag. Hy weet wat die toekoms inhou en dis in sy hande en vir ons is dit genoeg. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat ons nie hoef te hoop op dit wat ons nie in beheer het nie. Ons hoef nie te hoop dat alles beter sal uitwerk, maar ons weet nie of dit gaan nie. Ons hoef nie te hoop in dit wat ons glad nie oor beheer en niemand oor beheer het nie. Dankie dat ons nie hoop in die lig in. Ons hoop op 'n persoon wat nie net lewe nie, maar wat in ons lewe teenwoordig is en almagtig is. Wat ons lewensplan ten uitvoer bring, seënend, wat vir ons gee wat ons als nodig het, 'n dag op 'n keer. Dankie Here wat vir dit wat ons soveel meer het. En ons kan nie anders nie, ons om te bid vir daardie miljoene, dat hulle almal sal hoor van die wonderlike hoop wat ons het. Die wonderlike sekerheid en versekering
wat ons het. Die absolute sekerheid van ewige geluk as 'n mens, as 'n gelukkige mens in die hemel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.